Calvary en hierdie is my Hardloop So podcast. Ek is ongelooflik opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Sy is 'n beeldskone vrou, 'n pastorale beraader, 'n verhoudingsspesialis en boonop dit nog 'n pastoor se vrou ook en 'n mamma van 2 kinders. Maar ek's nog nie klaar nie. Sy is ook 'n entrepreneur en 'n mede-eienaar van With Love from Your Therapist en A Little Loud Hearts. Sy gaan dit dalk vir ons net mooi verduidelik daai, maar ek so opgewonde om vandag aan julle bekend te stel, Mizaan Pieters. Hallo. Hallo Rachel, dis lekker om hier te wees. Ag, jy is baie mooi vir my. Ag, jy's baie mooi vir my. Jy's 'n pragtige vrou en dit is so lekker om hier te kan hê. En ek gaan begin eers afskop want daar's baie wat ek jou wil vra. Okay. Want toe ek lees verhoudingsspesialis, pastoor se vrou, mamma van 2 kinders, ek wil leer. Maar ek gaan begin met 'n vraag wat ek vir elke gas wat op die bank kom sit vra. En ek het dit darm so 'n bietjie dit gestuur voor die tyd, maar hoe klop jou hart of vir wat klop jou hart? En dan as jy die antwoord gee net so 'n bietjie verduidelik daaroor en dan gaan ons hom van daar af vat. Sjoe, so toe jy nou gesê het, jy weet waaroor die podcast gaan en die vraag wat jy vir almal vra, toe dink ek, hoe antwoord ek hierdie vraag? Want ek dink my hart klop vir soveel, ek's betrokke by soveel verskillende dinge. Ek het so gehoor toe En ek dink, okay, in my praktyk, in my persoonlike lewe, in die gemeente, in die besighede, en ek dink is eintlik eenvoudig. My hart klop vir mense. En ek gaan toe op AI, ek sê, met al my goeders wat ek doen, as iemand my moet vra, wat klop jou hart? Prys hom vir ChatGPT. En toe sê my wonderlike ChatGPT vriend, for people. Toe sê ek soos, ja man, dit is wie ek is. My hart klop vir mense. Dit is nog altyd, dink ek, my hart. En as ek sê mense, ek dink dit kan baie wyd klink. Vir my die groot ding is dat mense gesond moet wees, emosioneel, geestelik, dat mense in community moet leef, daai village moet hê. En ek dink dat mense gesond is van liggaam, siel en gees. In verskillende seisoene in hulle lewe, verskillende fases in hulle lewe. So dis waar al my ventures dink ek inkom. Eintlik soos verhoudingsmense. Ja. Dit is interessant dat jy sê mense, want dit voel vir my half mense het al opgegee op mense. Mense wil eintlik net op hulle eie wees, hulle eie probleempies hanteer en dis skaars dat jy oorkant mense sit en soos hoe klop jou hart en hulle sê mense. Ek wil mense help restoreer. Dis amper soos dis mos my one word. Ek wil ook mense kan sien genees en in oorwinning kan loop, in gesonde verhoudings kan wees en hulle self ook intact met hulle self kan wees en so. So baie mooi antwoord. So ons gaan nog baie indelf in verhoudings en mense en allerlei vrae wat ek vir jou daaroor het, maar ek wil net eers, ek's nou skieurig. Dan gaan so vinnig oor dit praat en dan gaan ons in dit indelf, maar vertel my 'n bietjie van hierdie Little Loud Hearts. Okay. Ek wil net 'n bietjie weet wat dit is. Okay. So Little Loud Hearts is kom ek begin dalk so ek is 'n mede-eienaar van die besigheid, so my vernoot, Heloise Gever, sy's amazing. Sy's 'n opvoedkundige sielkundige. Okay. So sy werk daagliks met die kindertjies en ek kom nou weer in, ek werk meer met die ouers. En Okay. ons het hierdie droom gehad om te kyk hoe kan ons kinders help, so voorskoolse kinders help om hulle emosies te reguleer, emosionele intelligensie te ontwikkel. En ons het 'n program geskryf wat ons in kleuterskole aanbied. So dis 'n buitemuurse program wat hardloop in die kleuterskole waar ons vir die kleuters leer hoe om hulle emosies te reguleer. So ons leer hulle hoe om hulle emosies te erken, hoe om hulle emosies uit te druk, wat om te doen met die verskillende emosies. Ek dink enige ouer van 'n jong kind sal vir jou sê 'n tantrum is baie moeilik en die ore is min en die frustrasie baie hoog. So ons doel, ons gaan skool toe, ons leer op 'n speelse manier die kinders om met hulle emosies te werk, om 'n taal te ontwikkel want ek dink die moeilike ding is kinders het nie woorde vir wat hulle voel nie, so they act it out. Okay. En ons as ouers verstaan dit nie altyd nie. So ons help hulle by die skool, maar dan bied ons guidance vir die ouers by die huis ook. Okay. Hoe om op obviously maniere wat nagevors is, hierdie kinders te help, en dat ons gesonde gesinne kan kweek. Want dit help vir jy gaan skool toe en jy werk net met die kinders, maar die ouers is nie bemagtig by die huis nie. So dit is ons program. So ons droom is om uit te brei na al die skole in Suid-Afrika.
En so, ons sê elke keer een hart op 'n slag. Ja, so om hierdie klein hartjies te help om groot emosies te navigeer. Okay, gee hulle raad vir hoe groot mense ook hulle emosies kan. So dit gewoonlik word begin. So jy kan net jou kind help reguleer, so jouself reguleer. Wow, ja. So dit is gewoonlik, dit is hoekom jy nie net die kind kan help nie. Jy moet die ouers ook help. Want as ek nie leer om my emosies te reguleer nie, kan ek nooit 'n kind help om hulle, want kinders kan nog nie self reguleer nie. So hulle maak staat op jou. So hulle feed amper van jou emosie af. So as jy jouself kan kalmeer en kan reguleer, then they feed on that. Ja. En hulle leer hoe dit lyk om te reguleer. So dit moet albei kante toe gaan. Ja. Ek hou baie van dit. Ja. So sal jy sê in terme van opvoeding. So gaan nou nie vandag praat oor opvoeding en hoe jou kind groot te maak of so nie, maar soos ek leer baie by my vriendinne en hoe hulle, want ek sê in 'n fase van my lewe almal kry nou kindertjies en sulke tipe goed. Maar soos hoe sal jy sê is die soos in jou opinie die beste manier om jou kind op te voed? Sê nou maar as hulle 'n tantrum gooi, is dit 'n bak slaag goeie ding of is jy een van daai mammas wat sê hulle moet gaan sit en 'n bietjie dink daaroor en later soos ek wil net 'n bietjie dit hoor. Okay, so kom ek gee vir jou nie die handboek antwoord. Op jou knieë. Wow, okay. En 'n pak slaap sy tyd maak nie skade nie. Nee. Maar ek dink 'n groot wat ek leer, die beste manier om jou kind groot te maak is om jou eie werk te doen, om jou baggage, jou seer mee te deel. Daar's niks wat 'n spieël ophou soos wanneer jou kinders groot maak nie. En ek sien soveel van my eie seer, my eie baggage, my eie pyn wat opkom en baie keer hoe ek reageer is as volgens my eie seer. Ja. So ek dink die beste manier om jou kinders groot te maak is om die braafheid te hê to face your demons, if that makes sense. En dan figure jy die pak sla en die hoekie sit en die sweeties wegvat en die dreig en al die dinge figure jy uit. Maar ek beleef ook soos die Here guide ons in dit. Ek dink dis waar die Heilige Gees eintlik so wonderlik is, want daar is nie 'n antwoord vir ouerskap. Hier's die handboek, hier gaan jy, dit is 'n konstante ding. Die Here is saam met ons in dit and we fail. So ek dink die groot ding is ek dink dit sal my antwoord wees, is doen jou eie werk, maar doen moeite om te repair. Want ek sien dit met couples, ek sien dit met ouers, dit gaan nie altyd oor die grootte van die issue nie, maar dit gaan oor daai gewilligheid om te reconcile. En as jy dit vir jou kind kan leer, gaan hulle dit leer met hulle self. So wanneer hulle foute maak, wanneer ons beklei, wanneer al hierdie goed gebeur, om daai gewoonte te kweek om te repair. Ek dink want dan wen jy jou kind se hart. En as jy jou kind se hart het, dan kan jy ek dink oor mure spring saam met hulle. Jy wil nie robotte kweek nie. Dit is so mooi en ek was een keer ook in 'n diens en ek weet hierdie gemeente of hierdie kerk se hart is noodwendig soos hulle glo mens moet binne gemeenskap, as ek so kan stel, soos die dorp eers fix voor jy half kan uitgaan. Party mense gaan uit in die nasies in en dan kom so dis elke het 'n kerk of wat ook al hulle ding. Maar hierdie pastoor het een keer gesê soos die wêreld is stikkend as gevolg van gebroke gesinne. Ja. So dis my so mooi hoe jy sê, dit voel vir my mense, soos ek en Robert praat baie nou oor, soos wanneer is nou die regte tyd om kinders kry, as ons nou moet trou en dit, en ek dink dit is soos wat jy sê, ek wil net seker maak, ek is solied in wie ek is, en hy is solied in wie hy is, en wie ons is in Christus, en ons verhouding is op 'n mooi fondasie gebou, en ons weet om konflik te hanteer, en ons weet hoe mekaar te hanteer, voor mens nog kinders ook in dit bring, want ek dink dis soos ek dink 'n kind kan baie vinnig mimiek. Melanie was hier gewees en sy het gesê, ek het haar gevra, sy's 'n mamma van 3 dogtertjies en ons het bietjie gepraat haar hartklop, 'n vrou moet kan weet sy's mooi en hoe 'n vrou in haar journey en ma wees, baie keer deeltjies van haarself verloor, maar dan leer sy haarself ook ken in die opvoeding van haar kinders. En dan 'n nuwe stukkie van haarself en 'n nuwe stukkie van haarself. So dis eintlik iets waarna ek uitsien om ander deeltjies van myself te leer ken in die pad van moederskap of om kinders groot te maak. Dis ongelooflik en ek dink dis wat so beautiful is om seisoene te acknowledge vir wat dit is. En ons tye wat jy nuwe goed van jouself gaan ontdek. Maar jy kan nie dit vooraf weet totdat jy obviously daar's dinge wat jou kinders in jou gaan voortbring wat jy nooit vooraf sou kon ontdek nie en so leer jy eintlik maar op reis jouself soos hierdie puzzle wat bymekaar kom soos wat die lewe aanval.
maar is 'n humbling ervaring. Maar ek hou van dit. Ek hou van goeders wat mens challenge om beter te wees en te groei, sodat jy jou optimale potensiaal hier op aarde as mens, wat jy kan wees in volheid hier, obviously met God, te kan bereik. En dit voel vir my, nie almal is bereid om haar effort in te sit op hulle self nie, jy weet, hulle wil nie, maar vir my is dit 'n ding van, ek wil alles wat die Here hier binne gebou het, en elke deeltjie van myself wil ek wil dit leer ken en ek wil dit kan verstaan. So ek gaan aangaan met die volgende ding, want ek dink hier gaan ons nou lekker gesels en dit gaan oor verhoudings. Ek dink ek wil 'n bietjie fokus op soos man en vrou verhoudings, couple verhoudings, maar ook 'n bietjie oor sê nou maar 'n ma en dogter of 'n pa en dogter. So ons gaan praat oor algeheel ook oor verhoudings, maar ek gaan eers begin deur te vra. So jy het nou gesê jy is ook die mede-eienaar en entrepreneur van With Love from Your Therapist. En ek het gesien toe ek jou so 'n bietjie stalk op Facebook en Instagram en sê julle het 'n date night box wat julle nou adverteer. Ek wil net 'n bietjie vra soos wat behels dit? Waar kom die idee vandaan? Wat is julle hart agter dit? Want dalk moet ek en Robert bietjie vir jou vra vir 'n date night box. Ek wil net bietjie oor dit hoor. Yes, so dit is kyk, my hart klop lekker vinnig as ek hieraan dink. Ek is so opgewonde oor dit. So die hele ding agter With Love from Your Therapist, dis ek en dan my partner, sy's 'n kliniese sielkundige. So ons albei is in praktyk. Ons werk elke dag met mense. Ek spesialiseer in couples en dan obviously sy is 'n sielkundige, so sy werk baie met psigoterapie, baie met individue, ook met couples. En ons sit elke dag met hierdie stories en soos wat jy nou gesê het, nie almal is bereid om die werk in te sit nie. Nie net omdat hulle ongewillig is nie, maar scary. Om die werk te doen. Mense weet ook nie altyd hoe nie. So daar's soveel mense wat ons al gesien het, wat nie noodwendig in ons kantore gaan kom sit nie. Soveel couples wat albei nie noodwendig daar gaan uitkom nie. En dis waar die droom vandaan gekom het. So hoe vat ons terapie huis toe? So dis waar die date night box, ons eerste venture dan nou begin het. En dis baie exciting. So ons eerste enetjie is die Love and Laughter date night box. So hy het lekker goedjies in, 'n wyntjie of dan sou nie alkoholiese opsie, paar snackies en so aan. En dan is daar paar connection games en aktiwiteite vir couples om dieper te connect. So hy is baie gefokus die eerste boks op kommunikasie, koneksie en om bietjie saam te lag. So iets wat ek baie in my kantoor sien is couples verleer om te lag. Hulle word baie ernstig. Wanneer ons verlief is, dan is alles lekker en ons lag en dan slaat die lewe en dan word ons baie ernstig. So die hele ding is om 'n paar goedjies subtly daar te sit om couples te help om weer te reconnect. So die box is exciting. Daar's 'n game in wat jou terugvat na die begin daar van jou verhouding toe, spesiale oomblikke, so dit bring kommunikasie, maar ook om so 'n bietjie terug te dink oor spesiale oomblikke saam mekaar en dan vorentoe te droom. Want dit is belangrik vir couples om ook te droom. Wanneer ons jonk saam is, dan droom ons maklik. Maar wanneer ons nou lank saam begin, wanneer die tyd en jare verbygaan, dan snaaks, maar couples hou op droom. So dit bring so 'n bietjie daai prompts om hulle weer te help om te dink en te droom en terug te dink aan wie die persoon op wie ek verlief geraak het. En ons het eintlik soveel stories saam. Dis iets wat ek baie in praktyk gebruik met couples ook. So ons het goed gevat wat ons in praktyk gebruik, dit so bietjie ligter gemaak en dit in 'n boks verpak. En dan vat jy hom huis toe en dan doen julle ons het daar's nou 'n paar games daarin, ek kan net een verduidelik om koneksie tussen mekaar te bring. Dis vir my mooi, want dit voel vir my amper moenie hoor wat ek nie sê nie, maar soos 'n terapeut of daar gaan nie altyd jou probleme kan raad gee, fasiliteer, scaffold, maar gaan nie altyd die probleem oplos Glad nie. Ja. Want dis my so mooi wat jy sê, hier's die date night box, dis nou in julle hande. Ja. Om te kies om aan hierdie verhouding te werk en dit beter te maak. En ek hou van die feit dat jy sê kommunikasie. Yes. Ek wil vir jou vra uit nuuskierigheid uit, wat sal jy sê is die hoof rede wat mense jou kom sien? Waaroor kla hulle, wat is die probleem wat hulle na jou toe mee kom wanneer dit kom in verhoudings? Ja, so ek kan vir jou sê dis baie maklik want dit is elke keer presies dieselfde. Dit klink anders, maar die wortel is dieselfde altyd. Die vrou voel nie gehoor nie.
Man voel nie gerespekteer nie. Elke keer. Elke keer. Jy hoor my nie, jy sien my nie. En dit lyk in verskillende situasies anders, maar dis altyd dieselfde. As ons praat oor affairs, dan was dit die wortel. As ons praat oor want baie couples dis nie net hierdie erge goed wat gebeur dat couples in couplesterapie opeindig nie. Dis nie net 'n affair of 'n traumatiese gebeurtenis nie. Dit is disconnect. Dit is ons bly al vir 10, 15 jaar saam, maar ons niks tussen my en jou in die gang nie. We share a house en dalk daily chores, maar ons het ons vat nie aan mekaar nie, ons kyk nie vir mekaar nie, ons praat nie met mekaar nie. En wanneer ons begin aanpak waar het dit gebeur, dan gaan dit altyd terug na maar die man sê altyd, jy vind altyd fout met my. Ek kan nooit niks reg doen nie. En die vrou sê altyd, maar jy hoor my nie. Maak nie saak wat ek sê nie, jy hoor nie wat ek sê nie. En dis eintlik so beautiful as ons teruggaan na die skrif toe. En ek glo dit is hoe ons gemaak is om te wees, hoe God ons gewire het, is 'n vrou se hart klop vir liefde. 'n Vrou wil liefgehê word. Sy wil pursue word. Sy wil captivated voel. Dit is die design van God. Die man, hy's die masculine een. Hy wil die jagter wees, hy wil gesien word, hy wil die man of the house wees. En dis waar pyn in verhouding kom, want vrouens kry seer deur mans, deur die manier hoe hulle liefgehê word, because they feel rejected. En mans word verkleineer deur hulle vrouens. Because we don't understand masculine energy, as dit sin maak. En dan werk ek met couples met daai. En dis amazing wat gebeur wanneer ek begin om jou minder te probeer maak soos ek en jou aanvaar vir wie jy is. Ja. Watter healing in verhouding plaasvind. Hulle word weer verlief op mekaar. Dit is beautiful. So ja, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie. Ja, dis baie maar, mooi. So wat wil jy sê? Ek weet daar seker baie raad wat jy kan gee en alles, maar soos wat wil jy sê is die beste raad wat jy vir iemand kan gee wat sal verseker dat jou, soos ek was nou die dag by Roberta se ouma en oupa en die tannie en ek het aan die gesels gekom. En hierdie tannie en oom is seker nou al 50 jaar getroud, jare en jare getroud en ek sê te vir haar, "Hi tannie, maar wat is die geheim? Soos wat is die geheim dat tannie hulle so lank by mekaar gebly het?" En sy sê, "My kind, na jare en jare en jare het ek maar net geleer om stil te bly." Het ek maar net gelag vir die tannie, want ek het net gevoel, okay. Maar soos, ek love het om altyd te vra, soos, wat is die geheim? My oupa en my ouma, wat 'n groot liefdesvoorbeeld in my lewe is, en ek het hom hulle storie gedeel ook op sosiale media, en ek het hulle al gevra, wat is die geheim tot hulle wat so lank getroud was, en my oupa het altyd gesê, moenie kwaad gaan slaap nie. So dit was soos my oupa se ding. So wat sou jy sê, is 'n goeie raad vir jou wat 'n verhouding sal laat hou? So ek wil net sê, moet asseblief nooit stil bly nie. Daai is resep vir gemors. Okay, so wat ek sal sê, is bly nuuskierig. Sure. Dit is nuuskierigheid weer 'n fence af. So wat ek sien in verhouding is mense is baie maklik offended. Ons neem so vinnig aanstoot deur mekaar, ons is so sensitief vir mekaar. En ons begin dink wanneer ons nou klaar gedate het, klaar getrou het, ek het die boek gelees. Ek ken die boek, ek ken jou deur en deur. Ja. En jy neem aan jy ken hierdie persoon. Maar wanneer ons nuuskierig bly, dan bly daar passie. Daar bly amper 'n ding van ek ken jou nie in jou volheid nie. So byvoorbeeld, wat ek altyd vir my couples sê is ons kyk na mekaar deur die storie wat ons glo oor mekaar. So as ek glo daar's meer tot jou as wat ek net dink, dan wanneer kom ons sê my man kom by die huis en hy is ongeskik, nê? Dan sal ek dink, hy bring al ewig sy werkhuis toe of wat ook al, nê? Nou as ek mislik met hom, wat doen durf en nou mislik wees met my, nê? Nuuskierigheid lyk so. Sure. Dis nogals weer, ek wonder wat gaan aan by hom dat hy nou so is. Ek gaan hom vra. My lief, wat gaan aan? Jy lyk vir my bietjie af. Waar my default is, ek gaan hom sommer net ignore want hy's mislik, hy's ongeskik. Waar nuuskierigheid kweke, wat gaan aan by jou dat jy nou so is? Ek wonder wat gebeur in jou dat jy op so manier, byvoorbeeld, ek en my man, hy kan baie kwaad raak op die pad.
en ek verstaan dit nie. En dan wil ek nou dink, hy's vieslik en hy moet nou anders wees en hy moet nog genade hê vir mense en dan is ek so mislik met hom en dit het actually gebeur wat ek nuuskierigheid en soms probeer ek my eie raad volg, maar dit is moeilik. En Dit is. wat hy vir hom sê, dis vir my baie interessant. Jy raak nogal gereeld kwaad op die pad vir spesifieke gevalle. Hoekom is dit so? Waar in die verlede beklei ons net oor dit, want ek wip half myself vir hom. En hy met my kon deel, hy was deur 'n hijacking gewees in Johannesburg en hoe sekere gevalle dit trigger in hom. En skielik het ek compassion. Skielik kan ek verstaan, so volgende keer wanneer dit weer gebeur, tree ek heeltemal anders op en daar's koneksie. So ek dink wanneer jy nuuskierig kan bly in alles, kan dit jou verhouding. Ja, ek dink dis die resep. Dis definitief een van die resepte. Dis definitief die uniekste raad wat ek al gehoor het, maar dis waar wat jy sê want ek dink ook as jy nuuskierig is, gee dit ook ruimte vir die ander persoon om jou te verras. Ja. Jou onkant te vang, soos nou die dag as ek ook bietjie kan vulnerable wees of deel, maar Robert het 'n moeilike tyd deurgegaan, soos ek sou sê emosioneel en so het ek gedink ek gaan bietjie vir my kom kuier en dit gaan nou weer raai kla en dis moeilik en alles en ek het toe gekies om eerder sag te wees as hy sou kom, mag ek 'n plek van vrede vir hom skep waar hy net kan voel hy kan wees en dan wil ek hom vra soos wat gaan aan? Gesels met my daaroor. Maar Misa nou kom hy hier aan, hy kom kuier en hy sit so, my lyk sommer opgewonde soos ek het gedink hy gaan nou hier aankom en hy gaan nou negatief wees en ek weet toe nie lekker om die situasie te hanteer en ek sê vir hom, my engel, soos ek weet, ons het gekommunikeer oor die foon, jy gaan bietjie deur 'n moeilike tyd, jy is nie op 'n lekker plek nie, soos, wat gaan aan, praat met my daaroor. Hy sê, liefie, ek het een keer iets gekyk. O ja, ek het dit tog saam jou gekyk. Waar die ou gesê het, jy moet 'n baken kry, so as jy van die werk af ry na jou huis toe, moet jy 'n baken kry, 'n baken, en daai is nou jou plek waar jy jou werk agterlos, onder deur ry, wat ook al, en dan 'n man word vir jou vrou. En hy sê, en ek sê nie om vir jou 'n man te wees, nie om my probleme na jou toe te bring nie. En dit was vir my so mooi hoe hy vir my gewys het, soos hy's invested in hierdie verhouding, en dit was soos, hy het actually geluister na hierdie preek ding wat ons gekyk het, en hoe hy die moeilikheid en al daai goeders wou gelos het en net soos gekom het en kom liefde gee. Maar dit was vir my toe 'n ding van waar ek hom nou weer verbaas en gesê het ek waardeer dit en ek's baie mooi van jou dat jy nou hier wil kom en alles agterlos, maar ek is ook jou safe space. So kom ons praat bietjie daaroor. En dit was die daai ding van mens moet nooit jy weet, soos jy sê, iemand sien en dis nou maar hoe daai persoon is, maar altyd daai persoon ruimte gee of nuuskierig wees of jou te verbaas dat jy nader aan mekaar kan groei. Maar dis baie mooi raad. Ja, ek dink dit is die ding in verhouding is ons begin stories oor mekaar glo. En die oomblik wanneer ek kies om nuuskierig te wees, kies ek om daai storie te laat gaan. Want dit's presies wat met jou gebeur het. Jy neem aan, jy tot die storie. Hy gaan nou hier aankom. En dan die oomblik wat jy daai let go, dan kan jy eintlik daai persoon en dis ons almal so lank, vat my soos wat ek is. En die oomblik wat ons nuuskierig raak en nie kwaad raak vir mekaar, geïrriteerd. Kyk en jy gaan. Dit is nou daar's nou nie jy gaan geïrriteerd raak, jy gaan kwaad raak en al daai dinge. Maar as jy daai gewoonte kan kweek, dan laat jy iemand eintlik voel asof jy hulle totally sien en hoor. En dat hulle veilig is by jou, want ek kan kom soos wat ek is. Dink jy dit is makliker vir 'n vrou om nuuskierig te bly as 'n man? Ek wil net weet vir wie is dit meer effort? Ek dink dit is makliker vir mans. Okay, alright, ek wil sê so ek dink dit is maklik vir die een wat ek weet nie wat ooit maklik is nie. Ek dink dit is moontlik vir die een wat intentioneel is. Maar ek het nou al gesien ons vrouens sukkel bietjie meer. So 'n man kan nogal so kopskyf vinnig maak. Dis nou wat ek nou al gesien het in praktyk, is 'n man, as hy verstaan hoekom, kan hy sy kop skuif en dan kan hy dit doen. Ons girls is baie emosioneel en dit is vir vrouens, so vrouens is baie keer meer gewillig om die werk te doen, wat ek nou al gesien het, maar hulle wil hulle man verander. So om jou eie storie te verander, is vir vrouens taaf. Want daar was al gewoonlik, vrouens kom op 'n plek wat hulle vir lank al gesit het met die storie, so hulle het hom al so baie repeat in hulle kop, dit word al amper so 'n belief system, dat dit baie moeilik is om dit te verander. Waar 'n man, dink ek, is soms baie prakties.
hulle sê okay, hierdie werk nou nie meer nie, nou moet ek hierdie doen. Okay, daar gaan ek. Maar ek dink nie dit is ooit maklik vir enige iemand om dit te doen nie. Maar dit is moontlik as jy intentioneel is, want dis 'n daaglikse ding. Nou word ek getrigger deur jou, nou kies ek. Nee, ek gaan nie daai storie glo nie. Dis die storie wat ek glo. So, maar ek sien met vrouens is dit soms bietjie moeiliker. Alright, Mizan, ek wil dan vir jou 'n volgende vraag vra. Wat is die sleutel tot gesonde kommunikasie in 'n verhouding? Want ek dink dit is ook, ek het gehou van toe jy nou 'n opmerking maak, moenie stil bly nie. Ja. Maar dit is ook 'n ding van seker hoe jy iets sê, dit is altyd nie altyd wat jy sê nie, dit is hoe jy dit kommunikeer. En ek moet sê ek love dit om te leer by klomp verskillende mense en ek vra altyd hoe het julle ontmoet en wat hou julle vir huwelik by mekaar en meeste mense sê oop kommunikasie. Kommunikasie is die sleutel tot 'n gesonde verhouding. En vir my, ek's nog baie nuut, ek's nou eers verloof en nog baie nuut in verhouding as ek dit so kan stel. En ek en Robert vind nog mekaar se kommunikasie, want ek dink dit is nie net woorde nie, maar dit is ook jou liefdestaal, dit die manier hoe jy communicate, hoe jy goeders doen. Maar wat is die sleutel tot goeie kommunikasie? Want ek dink baie keer, ek dink dit is nie altyd maklik vir mense om oor hulle gevoelens te praat nie, so dan hulle los dit maar net en dan bou dit op en dan eendag dan plof dit en dan gooi jy alles, elke liewe dingetjie uit. Maar ek het al gevind, soos mense is baie keer bang om te kommunikeer en ek het al gevind in my verhouding met Robert, rede hoekom ek nie altyd wil met hom kommunikeer nie, is ek hou nie altyd van hoe hy reageer in die sin van, ek voel nie, hy verstaan in elk geval wat ek probeer sê nie, dan is mens geneig om eerder stil te bly, as wat mens regtig probeer deur dit praat en so. So kommunikasie is 'n groot ding in verhouding. En jy het self genoem, baie mense wat se huwelike bietjie platvol is, mense wat disconnected is. En ek dink, as ek dink aan God en my, daar gaan nie verhouding wees as ek nie met hom kommunikeer nie. Daar gaan nie intimiteit wees as ek en hy nie praat nie, as ek nie in my prayer room is nie. So kommunikasie is baie belangrik. So wat sou jy sê? Ek weet ek het nou baie uitgebrei, maar wat is die sleutel tot gesonde, goeie kommunikasie in 'n verhouding? So ek dink verseker daai moet nie stil bly nie, kommunikeer. Jy moet praat. Maar dit is so waar wat jy sê. Dit gaan nie altyd oor wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. So ek dink kommunikasie is so groot tema eintlik. En ons soveel wat in dit ingaan. Maar ek dink die groot ding, en dit is 'n skill wat ek vir couples probeer leer wanneer hulle in my kantoor sit, is die bereidwilligheid om na iemand anders se wêreld toe te gaan. So jy dink nie noodwendig soos jou maat nie. Jy het nie dieselfde agtergrond as hulle nie. So wanneer ek met jou kommunikeer, dan kommunikeer ek vanuit my wêreld uit. Ek kommunikeer vanuit my verwagting uit. Ek kommunikeer vir wat ek wil hê, jy weet. Maar en ek dink baie keer wanneer ons met kommunikasie te doen het, is dit baie meer luister as praat. Ja. En eintlik om te luister en te verstaan. Ja. Baie keer dan luister mense, maar dan prosesseer hulle, wat gaan hulle nou volgende sê, maar dan en jy luister deur jou eie lens. So in jou eie agtergrond. So die oomblik wanneer ons mekaar regtig kan hoor en wanneer daar ware kommunikasie plaasvind, is wanneer ek bereid is om na jou wêreld toe te gaan en te hoor wat jy sê. So dis 'n dans. Dit gaan nie net oor Dit gaan ook wel oor hoe ek my woorde kies, my houding, my oë, Ek het al geleer met 'n man, jy moet ook spesifiek wees met jou tyd. Daar's 'n goeie tyd om met 'n man te kommunikeer. Ja, en as jy 'n belangrike ding oor wil praat, is op pad huis toe na die braai of op pad kerk op 'n Sondagoggend dalk nie die beste tyd nie. So ek leer couples ook skeduleer connection tye. Okay. So dis kom date nights goed is, want dis tyd wat ons weet as daar 'n issue opgekom het, weet ek gaan 'n oomblik hê om sekere goed te bespreek. Maar wanneer ek kommunikeer, en dis hoekom dit 'n dans is, want dit kommunikasie is it's a two-way street. Want dit gaan oor my verantwoordelikheid wat ek neem om ordentlik met jou te praat, want jy is die liefde van my lewe. Maar dan ook my bereidwilligheid om jou te hoor. En dit is hoekom nuuskierigheid so goed werk, want dit help my om nie op my perdjie te spring en my eie afleidings te maak nie,
ek is bereid om te hoor, maar jy is heeltemal anders as ek. Jy dink anders as ek, jy het 'n heeltemal ander agtergrond as ek. So die manier hoe ek jou ontvang en hoe jy met my kommunikeer, is wat die kwaliteit eintlik van die gesprek bepaal. So dit is hoekom ek so in koppelterapie glo en wens almal wil kom, want jy leer daai skill. Ons word nie gebore met dit nie. Mense leer ons nie kommunikeer nie. En dit is eintlik so wonderlik as twee mense gewillig is om te leer, om stil te bly. Kyk, is moeilik om stil te bly. In die oomblik, nou, ek praat nie van goed vir berre en nooit oor dit praat onder die mat en vir, ek praat nie van daai stil bly nie, om jou geleentheid te gee en nie net te dink hoe gaan ek reageer of op my perdjie te spring nie, maar om regtig jou hart te sien. Dis moeilik om na daai plek toe te gaan. Ons weet nie altyd hoe nie. En die oomblik wat ons daai skill leer, dan elevate dit die verhouding. So eintlik sal ek sê, die sleutel tot kommunikasie is die gewilligheid om jou maat se hart te hoor. Okay. Ja, dis mooi. Ja. En ek wil nou, ek hoop ek gaan nou die vraag reg vra, maar kom ons sê daar is 'n onderwerp of 'n topic of 'n ding wat net nie opgelos word nie. We don't see eye to eye. Maak nie saak hoeveel keer mens kommunikeer oor dit nie. Daar's soos hoe jy nou hierdie ding gedoen het is nie okay met my nie. Soos wat doen mens dan as daar nie 'n common ground is nie? Ja. So ek probeer baie keer vir koppels leer, ons moet leer om in die spanning te sit. Twee realiteite kan op dieselfde tyd bestaan. Okay. So ons kan verskil, maar ons kan nog steeds lief bly vir mekaar. Ons kan nie saamstem nie, maar ons kan nog steeds nice wees met mekaar. En dis baie moeilik want dit voel as jy nie dink soos ek dink nie, dan kan ons nie op dieselfde tafel sit nie. En daar's baie goed in verhouding wat ons nie meer gaan saamstem nie. En ons veral kyk as dit kom by kinders grootmaak en lewensbesluite en so goed. En soms is daar net klein goedjies wat soos daai klein jakkelsies wat net 'n verhouding kom irriteer, maar ons sien net nie eye to eye met dit nie. Baie keer word iets nie opgelos in een gesprek nie. So dis daai gewilligheid om in die spanning te sit terwyl ons iets unpack. En soms vat iets jare om te unpack. Maar ons kies om lief te bly vir mekaar, want dis waar resentment inkom. Is wanneer ons goed nie kan oplos nie, dan begin daar al daai klein goedjies inkom wat skeiding bring in verhouding. Maar wanneer ons kies om in die spanning nog steeds lief te bly vir mekaar, ons figure iets uit. Ons het nie die antwoord nie, maar ons kies om dit saam te doen. En soms kom daar 'n aanvaarding. As dit kom byvoorbeeld, ek en my man is baie anders. Ons is baie dieselfde en ons is baie anders. En daar's sekere goed wat ons net nooit dieselfde gaan sien nie. En maak nie saak hoe lank ons probeer en wat ook al nie, ons is anders. En ek dink na ruk kom jy ook op 'n plek wat jy besef, maar miskien is dit tyd om dit te aanvaar. Jy is wie jy is en ek is wie ek is. Kyk, ons sekere goed obviously wat dalk non-negotiables is in 'n verhouding, wat jy nou maar dis waar terapie inkom, gaan sien iemand. Maar ander kere kan jy 'n besluit maak, is it worth it? Is it worth the fight? En dit gaan nie oor onder 'n mat invee nie. Maar soms vat ek jou soos wat jy is. My man is passievol en soms voel ek hy's te kwaai. Maar hy gaan nooit verander nie. Dis wie hy is. Ek moet my storie herskryf van hy is nie bombasties en 'n buffel en nou vieslik met my nie. Hy's 'n passievolle mens. En dit verander my prentjie van hom. En dan my gekla die hele tyd, wees anders, wees saag, wees nee. It disappears. Want hy gaan nie verander nie. Dit is wie hy is en dis wie God hom gemaak het om te wees. Simpel voorbeeld. Maar ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie. Ja, dis baie mooi. So nou op grond van alles wat ons nou oor gepraat het, huwelike deesdae, lyk nie baie belovend nie. Ek weet dit klink nou baie snaaks, maar dit soms kom ek en Roberto op 'n plek waar ons is net van joh, my liefie, so baie mense skei so maklik. Mense in huwelike die wêreld advocate dit nie so mooi as mens daaraan dink nie. En ons was saam by 'n kraddockpraatjie. Hy hou van om saam met my te gaan as ek bietjie damesoggende doen. Dit is my so lekker. As hy saam gaan, dan trek dit bietjie die tannie se aandag af en dan ontferm hulle meer by Roberto vir my. Maar
toe die een tannie een keer, sy het haar man so gegryp. Ek dink dit was vir my soos die mooiste ding wat ek al gesien het. En jy kan sien hierdie mense het al harde klippe gekou en 7 sakke sout saam geëet en sy het haar man so nader getrek en hom vasgehou en vir my en Robert gekyk en sy sê toe, my raad aan julle is soos die jong paartjies van vandag, gee te vinnig moed op. En moet nooit vinnig moed opgee nie. En ek moet vir jou soos eintlik maar op grond van wat sy gesê het, vra soos hoekom dink jy is dit so dat huwelik dit vandag nie maak nie? Hoekom gee mense so vinnig op? Wat is die oorsaak van jong mense wat skei oor so baie gevalle hulle skei, hulle trou en as hulle 'n jaar of 2 getroud dan skei hulle soos hoe gebeur dit net? Is dit 'n moeilike antwoord? Ja, eerlik, gooi hom pastoor se vrou. Ek dink mense verloor perspektief. En ons leef in 'n self-serving culture. En ek dink as jy met baie mense sal praat hoekom en as jy tot by die wortel kom sal dit kom by it didn't serve me anymore. Daar was niks vir my in dit meer nie. Ek kon nie my wat ook al uitleef in my huwelik nie. Ek was te nagekom. Ek was hierdie, ek was daai. En 'n huwelik gaan nie oor jou nie. 'n Huwelik is baie meer 'n servanthood as wat dit iets is wat ek kry. Dis hoekom kommunikasie goed so moeilik is, want ek wil hê jy moet my hoor. Ek wil nie noodwendig jou hoor nie. En na jou wêreld gaan jy maar na my wêreld toe kom. En ek dink die huwelik is ook werk en ek dink baie keer voel mense daar's niks meer in dit vir my nie. En moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is huwelike wat dit dalk maar beter is. Ek advocate glad nie egskeiding nie. Maar soms maak mense mekaar so seer dat dit beter is vir hulle om uit mekaar uit te gaan. Maar ek het nou al keer op keer gesien as jy bereid is om die harde werk te doen. Dis die ding. As jy bereid is om nie op te gee nie, as jy bereid is om jou eie storie te verander oor wat jy glo oor jou baat, as jy bereid is om die pyn te face, as jy bereid is om te vergewe, as jy bereid is om te sê, maar ek kies jou, keer en keer, weer en weer, as ek bereid is om te laat gaan van die happily ever after prentjie, want dit is nie reël nie, ek het my prins ontmoet en hier gaan ons in die koets en daar gaan ons, ek word gereeld by die werk kyk te veel. Jy weet, te veel chick flicks. Ons wil dit hê want dit praat maar dis nie reël nie. Ja. Want happily ever after het moeilike besluite, het fights, het argumente, het teleurstelling, het soveel goed dinge. Dis happily ever after. Daai prentjie is nie hierdie maanskyn en rose nie en ek dink wanneer jy vashou aan daai ek soek hierdie ander prentjie waar ek gaan I'm going to be the queen of the king of the whatever in real life lyk nie so nie. So ek dink die oomblik wanneer ek besef hier is nie it doesn't mean anything for me. Dit is niks in vir my nie, dan klim ek makliker uit. Want mense klim so ek het al hoeveel keer gesien. Die enigste keer wanneer couples by my kom sit en dit uitloop op egskeiding is wanneer daar 'n ander prentjie aan die ander kant is. Ander vrou, ander man, ander geleentheid. Mense sal beklei as daar nie 'n ander prentjie is nie, maar sodra daar iets is wat meer belovend lyk vir my, loop hulle uit. Sure. Elke keer. So ek weet sommer as ek sien in 'n verhouding iemand is adamant om te gaan, weet ek ons iets anders. Altyd. Dis altyd dieselfde. So as daar vir my iets anders in stoor is, dan gaan ek uit. Anders fight hulle nogals. Vir verhouding. Dit laat my nou nogals dink, soos jy praat oor jou verhouding nou met God ook. Ja. Soos 'n mens se natuur is so selfgesentreerd. As daar nie iets in dit vir my is nie, dan stap mens uit dit uit. So kom mense kerk los. Dis Ja, ek begin die ook geloof los. Ja, Ja. ek begin nogals ook Ja. dit besef, soos met jou verhouding met God, is werk dit baie keer vir mense wat ek ook al agtergekom het. Ek's nou nie 'n verhoudingsspesialis, maar mense kom baie keer na my toe met hurts van hulle geloof of stap uit kerk uit of sulke tipe goed en is juist die ding van ek is nie in hierdie verhouding met Jesus vir wat hy vir my kan bied nie. Ek is in dit want ek kies vir wat hy vir my kom doen het, vir wie hy is, hoe hy my liefhet, sy genade. Kan nie lewe sonder hom doen nie. En is nogals my baie waar dit is soos 'n mens se natuur is so selfgesentreerd. En nou laat dit my dink. Deesdae sien jy ook op sosiale media baie soos
bekende mense wat skei. En hulle verskoning vir skei is ons het mekaar ontgroei. Soos hoe ontgroei mense mekaar soos na ja, kom ons sê is nou 10, soos hoekom is dit 'n goeie verskoning vir jou vir iemand om te skei? Ek weet nou nie of dit 'n goeie vraag is nie, maar ek wil maar net bietjie weet soos baie mense sê dit. Ek dink jy het ook so 'n bietjie geantwoord, maar ons het mekaar ontgroei. So dis dalk nie noodwendig. Dis seker nou kom maar eintlik maar neer op daai van die werk insit of dit nie, maar hoekom is dit 'n deesdae is dit vir my amper die algemeenste verskoning vir mense wat skei. As mense nou nie dink aan die uiterste, as mense kom en soos net ons is twee mense wat getrou het, maar ons het nou mekaar ontgroei. Ja. So hoe voel jy oor? So ek dink dit is 'n skuilnaam vir iets anders. So ek dink vir mense wat in die publieke oog is, jy sal nou weet, ek dink mense het of dink hulle mag 'n opinie hê oor jou lewe en ek dink baie gaan vir jou wees, maar baie gaan ook teen jou wees en ek dink veral verhoudings wat in die publieke oog is wat tot 'n einde kom, ek dink die mense gaan noodwendig die volle rede gee nie. So ek dink 'n maklike goeie rede is ons het mekaar ontgroei. Kan ek sê, I call it BS. Want dit is Sorry, verskoon. So dit is nie altyd jy voel jy het mekaar ontgroei, want jy het mekaar verloor. Jy het mekaar se hart verloor. Somewhere along the line. En of hulle dit dalk as 'n skuilnaam intentioneel gebruik of nie, soms weet ons nie, soms voel dit regtig. Ons is net nie meer op dieselfde koers nie. Ons het mekaar ontgroei. Maar ek dink wat gebeur is ons mekaar se hart verloor. Ergens het daar gesprekke nie plaasgevind nie. Ergens het daar trauma plaasgevind. Ergens het daar iets gebeur. Ons het ophou praat, ons het ophou connect, ons het ophou tyd saam spandeer, ons het ophou simpel goed, mekaar groet in die oggend wanneer ons wakker word. Aan mekaar vat wanneer ons verby mekaar loop, 'n boodskapie deur die dag stuur. Ek het ophou vir jou vra, gaan dit regtig met jou? En 10 jaar later, dan voel dit of ek jou ontgroei het. Maar ek het jou nie ontgroei nie, ek het jou hart verloor. En soms, dis kom ek sê, dit is nie altyd affairs of addictions of al daai goed wat verhoudings vernietig nie. Dit is die oomblik na oomblik daaglikse disconnect wat gebeur en eventually voel dit dan soos ons dit gebeur baie keer as kinders uit die huis uit gaan. Want ons aandag was al die jare op die kinders. Ja. Dis hoekom haar 'n leennes syndroom is, want en couples struggle baie keer. Sommige is baie bly en hulle ontdek mekaar weer en ander voel wie is die vreemdeling met wie ek my lewe deel, want my fokus was vir so lank op iets of iemand anders dat ons mekaar verloor het. En is crazy om te dink in verhouding dat jy so naby kan leef, maar so ver kan mekaar wees. voel, ja. So ek gaan dan ons hele, dis nou baie lekker, ek kan vir ure aanhou met jou gesels, maar ek wil net dit afsluit op 'n dit is 'n vraag wat ek nogals gereeld kry by mense en dit gaan oor soos hoe kan ek my verhouding, omdat jy nou 'n verhoudingsspesialis is, maar nie net dit nie, 'n pastorale beraader is en dan ook nog 'n wat noem mense dit, 'n pastoor se vrou is. So bediening is jou hart, jy het 'n mooi verhouding met God en hy straal uit jou uit, ek kan dit sien. Soos watse raad sal jy gee vir iemand om bietjie in hulle verhouding met die Here te kan groei, sterker te kan maak, intimiteit kan beleef in dit, sodat hulle nie wanneer die wêreld gebeur en dinge sleg raak, hulle rug op die Here draai nie. Ek dink dis die mooi ding van verhouding. Dit voel asof dit is so full circle. Dit voel asof ek dit vir 'n couple ook sal sê. So ek dink is twee goed wat nou net in my kop opkom, maar tyd saam met die Here. Niks kan tyd saam met iemand wen nie. Jy kan net iemand leer ken, jy kan net naby aan iemand voel as jy tyd saam met daai persoon spandeer. So om vir jouself tyd uit te koop om by die Here se voete te sit. En die ander ding is om jou storie oor God en wie hy is te definieer. Want as jy weet God is vir jou, as jy weet hy is jou voorsiener, as jy weet wie hy is, dan wanneer die lewe sy storms bring,
is dit baie makliker om staande te bly en nie te begin wonder, maar het God my gelos nie, want jy weet wie hy is. En ek dink dit is waar die groot shift kom. Want die lewe, net soos 'n verhouding, gaan storms bring en alles gaan nie altyd gaan soos ons beplan nie. Alles gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie, daar gaan seer wees, daar gaan verlies wees, maar om te weet God is saam met my in dit. Dit is my storie oor hom, my belief system. Ek weet ek is geliefd. Ek weet hy is met my. Ek weet hy is wie hy sê hy is en ek leer dit ken, obviously deur experience in die lewe, maar in sy woord, in tyd saam met hom, leer ek hom ken. So ek dink dit sal die groot ding wees, is definieer vir jouself wie is God vir jou en jy doen dit deur tyd saam met hom te spandeer. Dankie Misaan, dankie vir jou tyd, vir jou wysheid. Ek gaan definitief hierdie episode gaan kyk weer. En ja, dit was regtig waardevol vir my of ons dan net twee vriendinne was wat by my huis 'n koffie gedrink het en lekker gesels het. So baie dankie vir jou tyd en ek dink jy was waardevolle goed gesê. Dankie dat ek hier kon wees. Ek waardeer dit.